Welkom. Het jy al ooit vir 'n oomblik gestop en gedink aan die water wat by jou kraan uitkom? Ons gaan vandag op 'n avontuur en dis nie iewers ver weg nie. Nee, dis 'n reis wat elke liewe dag reg hier in ons huise gebeur. Dis die ongelooflike storie van hoe daai waterdroppel by jou uitkom. So, is jy gereed? Kom ons spring dadelik weg. Dis 'n goeie vraag, né? Jy draai net 'n kraan oop en poef, daar is dit. Dit voel amper soos toorkuns. Maar waar kom dit nou eintlik vandaan? En hoe op dese aarde het dit hier gekom? Wel, dis nie toorkuns nie. Dis eintlik 'n ongelooflike fascinerende reis. Kom saam, dan ontrafel ons hierdie raaisel. Reg. Elke groot storie het 'n begin. En vir ons waterdroppel begin alles nie in 'n pyp of 'n fabriek nie. Nee, dit begin iewers daar buite in die natuur, lank voor dit enigstens naby ons huise kom. So, ons waterdruppel kan sy reis op een van twee plekke begin, of in die natuur se eie waterweë, dink nou aan 'n vinnig vloeiende rivier, of diep onder die grond waar dit vir jare lank wegkruip, of waar ons mense 'n plan gemaak het, met slim dinge soos reuse damme wat riviere opvang en boorgate wat diep in die aarde tap om daai versteekte water by te kom. Dink 'n bietjie hieroor. 'n Dam is basies 'n reusagtige bad, maar vir 'n hele dorp of stad. 'n Dam soos die Gariepdam vang miljoene liters water op sodat ons dit kan stoor vir wanneer die reën nie val nie. Dis regtig 'n briljante stuk ingenieurswese wat lewe, soos ons dit ken, moontlik maak. OK, so ons water is nou bymekaar. Wat nou? Wel, nou begin die volgende groot stap van sy avontuur. Dis nou die lang en baie belangrike pad van die dam of die boorgat af reguit na jou huis toe. En nou, hier kom die aksie. Ons waterdruppel gaan nou deur 'n tipe waterwasmasjien. Eers sak die groot goed soos takkies en blare af. Dan word dit deur 'n soort reuse sif gestuur om al die fyn sand en modder uit te haal. En dan, die belangrikste stap, 'n klein bietjie chloor word bygevoeg. Dink daaraan, soos 'n superheld ontsmettingsmiddel wat seker maak daar's geen nare kieme wat ons kan siek maak nie. En kyk nou net, na daai hele intense skoonmaakproses is ons waterdruppel silwerskoon en reg vir aksie. Dis soos 'n atleet wat in die wegspringblokke wag vir die skoot om te klap. Dit wag nou geduldig in hierdie massiewe tanks wat ons reservoirs noem. Dis basies die laaste wagkamer voor die groot vertoning by jou kraan. En daar is dit. Na 'n lang reis het die waterdruppel uiteindelik aangekom. Dit vloei by ons krane uit, reg om sy werk te doen. Maar, hoekom was hierdie hele reis nou eintlik so belangrik? Waarvoor presies het ons dit nodig? Wel, hier is presies hoekom daai hele lang reis die moeite werd is. Eerstens, en dis die groot een, ons het dit nodig om te lewe. Ons liggame is letterlik meestal water, en daai heerlike vrugte en groente, sonder water, geen kos nie. En natuurlik, ons het dit nodig om te was en gesond te bly. En kom ons wees eerlik, wie hou nie van 'n lekker swem op 'n warm dag nie? Kom ons stop net vir 'n oomblik hier. Dis nogal belangrik om te onthou dat dinge nie altyd so maklik was nie, en vir baie mense is dit steeds nie. Lank gelede moes mense kilometers ver loop om water met emmers by 'n rivier te gaan haal. Die feit dat ons vandag 'n kraan kan oopdraai is 'n ongelooflike voorreg, een wat nie almal het nie. En dit maak dit net nog belangriker dat ons elke liewe druppel waardeer. So, die water het sy werk gedoen, ons is gelukkig en gesond. Maar die storie is nog lank nie verby nie. Ongelukkig vir ons dapper waterdruppel neem die reis nou dikwels 'n donker en gevaarlike wending nadat ons klaar is daarmee. Jy sien, die water wat by ons drein afgaan, is nie meer dieselfde skoon droppel wat aangekom het nie. Dis nou 'n grillerige sop van seep, skadelike chemikalieë van fabrieke, gifstowwe van plase en selfs ons ou rommel. Dit is 'n hartseer gesig en dit verander ons waterheld in 'n bedreiging vir die natuur. Daai vuil water het 'n spesifieke naam. Riel, ja, ek weet dit klink nie lekker nie en dis omdat dit nie is nie. Dis basies 'n mengsel van alles wat ons in ons huise gebruik het en nie meer wil hê nie. Maar dis belangrik om te weet waarmee ons werk. Maar hier is die goeie nuus. Daar is hoop. Ons gooi nie net daai vuil water terug in die natuur nie. Dit gaan vir 'n tweede, nog intensiewer skoonmaaksessie. En hierdie proses het 'n wonderlike, hoopvolle einde. Nadat al die slegte goed weer uitgehaal is die water skoon genoeg om veilig na die rivier terug te keer. Dis waar die hele ongelooflike reis weer van vooraf kan begin. So, ons het die waterdruppel se hele epiese reis gevolg, van die rivier na ons huise en weer terug. Maar die storie is nie verby nie, want die laaste en die belangrikste hoofstuk van hierdie hele storie gaan oor jou. Hier is die ding, dit kom alles hierop neer. Hierdie hele ongelooflike stelsel werk net as ons almal saamwerk.
Die reis van water is 'n spanpoging. Daar's nie iets soos toeskouers nie, ons is almal spelers op die veld. En die beste deel is, jy hoef nie 'n superheld kappie te dra om 'n held in hierdie storie te wees nie. Kyk net na hierdie eenvoudige alledaagse goedjies. Elke keer as jy die kraan toedraai terwyl jy tande borsel, is jy 'n waterheld. Elke keer as jy 'n vinniger stort neem of vir jou ouers van 'n lekkende kraan vertel, is jy 'n waterheld. Dis regtig so maklik. So, ek wil jou met hierdie laaste gedagte los. Nou dat jy die geheime lewe van jou water ken, van sy dapper begin tot sy gevaarlike ompaaie, is die vraag nie meer wat gedoen kan word nie. Die vraag is, wat gaan jy doen? Watter klein heldhaftige daad gaan jy vandag verrig om ons planeet se kosbaarste hulpbron te beskerm?